Okay, welkom vir meer, jy weet, ingewikkelde verhoudings. Nou is eintlik maar net vergelykings. So wat wil ons doen? Ons wil daai X alleen kry. Nou wat gebeur met hierdie X? Die X is in kind of twee verhoudings. Daar's 'n maal met 3, dis wat hier gebeur, X maal 3 of 3X beteken X maal 3. So hoe doen ons die teenoorgestelde van maal is deel, okay? En dan plus 5, so as ons plus 5 wil wegkry, gaan ons minus 5. So ons gaan nou maar net stap vir stap die teenoorgestelde doen. So, as ek vir jou so gesê het, kom ons sê ek het nie vir die antwoord gegee nie en ek net gesê, "Hi, vind uit wat is die antwoord." En ek sê vir jou X is 2, dan sou jy eerste X met die 2 met die 3 gemaal het en dan sou jy dit geplus het. So dit sou jou volgorde gewees het, maar nou moet ons met die teenoorgestelde volgorde ook volg. So ek sou die 5 aan die einde bygetel het. So in hierdie geval moet ek nou met die 5 begin en ek wil gewoonlik praat ons maar net probeer al die veranderlikes aan een kant kry en al die getalle aan die ander kant. So ek gaan 'n 5 minus aan al twee kante. So hierdie gaan wegkanseleer, so ek gaan ons kry met ons pen hierso en ons skryf 3x en 14 minus 5 is 9. So nou het ons die eerste deel van die, kom ons sê, verhouding met X uitgesorteer en nou wil ons net die tweede deel wegkry en dis X word gemaal met 3. So hoe gaan ons maal met 3? Wat is die teenoorgestelde van maal? Wel, dit is deel. So ek deel, gewoonlik skryf ons maar net so, ons skryf gedeel deur 3 aan al twee kante. Hierdie 3 en daai 3 word 1, want 3 op 3 is 1, so ek het net 'n X alleen. En 3 gaan in homself in 1 keer en 3 gaan in 9 keer, wel 9 in 3 keer en dan het ek 3 op 1 wat net 3 is. So redelik eenvoudig, maar net eenvoudig as jy die stappe volg. Nie eenvoudig as jy dink aan, wat se nommers gaan ek maal? 1, gaan 1 werk, gaan 2 werk, gaan 3 werk, gaan 4 werk. So dit gaan nie baie vinnig wees of maklik wees nie. Cool, so kom ons kyk na die volgende voorbeeld. Kom ons sê minus 7 of 7 minus 3x is gelyk aan minus 2. Nou in hierdie geval weer dieselfde, X word gemaal met nie net 3 nie, maar minus 3, so dit klink nog meer erg, jy weet. En 7 word bygetel, so ek moet nou die teenoorgestelde doen, so ek gaan 7 aftrek aan albei kante af, so gaan skryf minus 7 aan hierdie kant en minus 7 vir myself aan daai kant. So ek weet hulle kanseleer uit, so aan hierdie kant het ek net 'n minus 3x oor. Ek weet dit lyk nie baie mooi nie, maar ons sal nou dit uitsorteer. En minus 2 minus 7, so ek skuld 2 en dan skuld ek nog 7, so my skuld word meer, so dit word minus 9. Nou, daar's twee maniere om hierna te kyk. Daar's 'n lang manier en 'n kort manier. Die vinnigste manier is maar net om te sê, wel, ek gaan net deel, wat word met hierdie X gedoen? Hierdie X word gemaal met 'n minus 3. Nie net 'n 3 nie, 'n minus 3. So ek gaan deel met nie net 'n 3 nie, maar 'n minus 3. En hierdie kant gaan ek deel met nie net 'n 3 nie, maar 'n minus 3. En 'n minus gedeel deur 'n minus is 'n plus, en 3 gedeel deur 3 is 1, so ek het X alleen aan hierdie kant. En minus gedeel deur 'n minus is 'n plus, en 9 gedeel deur 3 is 3. En dis hy, so baie vinnig. Die ander manier hoe jy daarna kon kyk, en miskien, jy weet, net wiskundig om dit te verstaan is nice, ons gaan nie noodwendig dit doen nie, maar jy kan eintlik net hierdie twee omruil, right? Jy kan hierdie minus 3 oorvat daai kant toe en die minus 9 hierdie kant toe vat en dan verander die tekens. Maar hoe sou dit nou werk wiskundig? Ek sou sê, wel, minus 3 aan hierdie kant, ek plus 3x, minus 3x, ek plus 3x aan al twee kante. So daar het ek dan 0 en dan het ek minus 9 plus 3x, en jy mag dalk vra, mag daar 0 wees hier? Ja, later in wiskunde is dit baie belangrik, ons gaan baie keer 'n vergelyking skryf, veral kwadratiese vergelykings met ons later gelykstel aan 0, maar dit is way later, so kom ons moet dalk nie nou daaroor worry nie. En hierso gaan ek net 'n 9 plus aan al twee kante, en wat kry ek? Ek kry 9 is 3x. So, dit kan ook werk en al twee kante deel deur 3, net soos wat ons hier gedoen het, en 3 is x. Okay, so, dis ook 'n manier om dit te doen, maar net deur minus 3 te deel is fine. Dit is legal om deur minus 3 te deel, jy mag dit doen, en dit maak ons lewe gewoonlik baie makliker om dit te doen. So ja, dit was hierdie voorbeelde. In die volgende video gaan ons nou amper 'n step up, ons gaan nog 'n bietjie moeiliker maak, maar stelselmatig moeiliker tot hulle lyk asof jy weet wat gaan hier aan, waar ons sal eventually ons net 'n baie goeie idee het van hoe om vergelykings op te los.